dan maak sy so, en ek weet nie, is sy bly om saam met die Here te wees, of is dit iets wat sy vir my vra om te kom nie. Maar wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier te wees. Is altyd lekker om met mense te werk wat se harte dieselfde brand. As ek aan Dani dink, aan die Gracia gemeente, dan is dit 'n gemeente wat se klop dieselfde is. En wat 'n voorreg om vandag hier te kan wees. Dankie Dani, dankie julle dat julle my toelaat om vandag hierdie wonderlike reeks af te sluit. 'n lewe van, en vanoggend 'n lewe van vreugde. 'n lewe van vreugde. Wat is dit? Wat is 'n lewe van vreugde? En hoe kry ek dit? Nee? Want as ek dit weet wat dit is, dan wil ek dit hê. Ek gaan nou nie te veel goed noem, maar my vrou sal gewoonlik winkels toe gaan, nie met iets wat sy nodig het nie, maar iets wat sy kort. Nee? So hoekom gaan jy winkel toe? Want ek kort daai ding. Nee, nie, ek het dit dalk nodig, of ek kort dit. So, hoe kry ek dit? Hoe kry ek dit wat ek kort? Hoe kry ek hierdie lewe van vreugde? En wat is dit? So, hierdie lewe van vreugde is 'n gevoel van tevredenheid, 'n gevoel van, jy's maar die lewe maak sin, die lewe is agter mekaar, ek het hierdie hoop, en ek het hierdie geluk in my lewe wat ek kan vashou, of geseën, ek het hierdie seën in my lewe, wat ek kan vashou, en as ek dink aan dit, dan dink ek aan die woorde van Jesus, wat ons leer, oor hoe lyk 'n lewe wat sin maak, hoe lyk 'n lewe van vreugde, en van geluk, hoe lyk 'n lewe van seën, nee? Want baie keer soek ons die seën van die Here, maar ons mis die een wat die seën bring, nee? Maar Jesus kom en dan leer hy ons iets van dit. En vanoggend wil ek bietjie stilstaan by die bergpredikasie waar Jesus sê, geseënd is jy, gelukkig is jy, nee? En dan bring hy 'n ander dinamika in van wat dit beteken om geseënd te wees. Hoe lyk 'n lewe wat saam met God is? En ek wil vanoggend 'n Latynse woord gebruik, want ek sien, dis nogal groot hier by julle dat julle Hebreëse woorde gebruik. So sharap. So ek het net, toe ek hoor Dani preek oor sharap, toe dink ek gaan moet terug gaan die Hebreëse boeke toe. Ek het nog nie van daai woord gehoor nie. Maar ja, ek is nou ook al 26 jaar laas Hebreëus geswat, so dit kan wees dat ek hom gemis het. Maar Jesus kom en dan sê hy, geseënd is julle, dan gebruik hy, of as ons na die Latynse woord toe gaan, praat hy van beatus, nee, en dis waar die saligsprekinge vandaan kom, nee? Beatus, die beatus, geseënd is julle. En dit hierdie geseënd wat Jesus van praat as hy hulle leer, geseënd is julle, is nie 'n seëninge wat as jy dit doen, gaan hierdie vir jou uitwerk nie. En as jy hierdie doen, dan gaan hierdie, eintlik is Jesus is nie soos 'n resep nie. Om Jesus te volg is nie 'n resep nie. Nee, wat vandag gewerk het, is nie noodwendig dat dit môre gaan werk nie, want hier is iets van genade wat elke dag in ons lewens kom, wat anders te werk. En God is 'n God wat kan werk soos wat hy wil. Nee, hy kan nog alle jare lank met my so werk, en môre dit verander. Hoekom? Want dis God, en hy weet die beste. En Jesus kom hierso in die saligsprekinge, dan sê hy, geseënd is julle, en dan praat hy van 'n ander seëninge. En dis wat die gehoor wil hoor. Hulle wil hoor, ja, ek kort hierdie, want die seën wat Jesus van praat, is amper iets wat gode kon hê, of dooi is. Hier is amper, die mense kry nie hierdie seën nie. Die seën wat Jesus van gepraat het was, wow, nee, kan ons van hierdie kry? En dan kom hy en dan sê hy, geseënd is julle, geseënd is hierdie innerlike vrede, hierdie innerlike tevredenheid, hierdie innerlike gevoel van genoegsaam. As ek dit kan kry, gaan my lewe uitwerk. En dan sê Jesus, dan begin hy in vers 3, sommer vroeg in die saligsprekinge,
bergpredikasie in Matteus 5, 6, 7. Vers 3 sê hy, geseënd is die wat weet. Geseënd, gelukkig is jy. Jy kan 'n lewe van vreugde hê. Jy kan hierdie tevredenheid hê. Jy kan hierdie amazing goed in jou lewe hê. Hoe kry ek dit? Deur afhanklikheid teenoor God. Dis hoe jy dit kry. Hy sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Aan hulle behoort die koninkryk van God. En die koninkryk van God is ook nie eendag nie. Nee, ons het amper ons het nou die wegraping gemis, maar ons het amper gegaan. Nee, ons was amper op pad. En ons gaan iewers op pad wees. Dit is so. Nee, maar die koninkryk van God is nie net eendag iewers nie. Jesus sê die koninkryk van God het gekom. Koninkryk van God is hier. Dis nou. En Jesus sê vir hulle, jy kan nou in die koninkryk van God lewe. Jy kan nou die koninkryk van God beerwe. Hoe doen ons dit? Een van die groot goed is om te besef en te weet en te leef met afhanklikheid teenoor God. Dat alles wat ek in my lewe het, alles wat ek is, alles wat ek het, alles waartoe ek gaan, alles wat ek doen, is genade van die Here af. Ek lewe met hierdie bewussyn dat die Here is die een wat gee. Ek het want hy is. Ek doen want hy is. Ek het want hy is. En dit is hoekom ons met hierdie lewe. En Jesus sê hierdie is 'n lewe van vreugde. Hierdie is 'n lewe wat jou kan vat na 'n plek toe waar jy net kan voel, maar ek is 'n geseënde. Nee, ek is 'n geseënde. Ek voel, maar hierdie is wat ek nodig het. Hierdie is hierdie innerlike tevredenheid, 'n gevoel van genoegsaam. Dit begin by 'n besef dat alles wat ek het is genade. En genade is vir my genoeg. Ek dink is Johan Smit wat eendag gesê het, ek haal hom nou aan, maar hy het gesê, jy sal nie verstaan wat genade is, of jy sal nie verstaan dat dit genade vir jou genoeg is, totdat jy nie verstaan dat genade 'n persoon is nie. Genade, hy sê, dat die bron van ons lewe is in die hand van God uit. En dan die message parafrase van Matteus 5 vers 3, Eugene Peterson het 'n manier van woorde, soos my gunsteling gedeelte, ek wil nie sê vertaling nie, want dit is nie eintlik vertaling, 'n parafrase, maar wat hy net in eenvoud, op 'n mooi manier vir my verduidelik, hoe lyk 'n lewe saam met Jesus, né? Dan sê hy, you're blessed when you're at the end of your rope. You're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there's more of God and His rule. You're blessed. So, ek is nou laat 20's. So ek het so 'n bietjie van 'n haarlyn probleem. Ek het my hare begin bietjie minder word. Nee, ek sit dit net juist bietjie op sodat dit meer kan lyk. Maar nou die dag is daar by die huis, sê ek ook vir my vrou, yes, jy's blessed. Dis sy sê, ja, jy ook, jy's ook blessed. En ek dink ons almal het blessings op 'n ander manier, maar Peterson kom hier en sê, you're blessed. Jy's ook geblessed, you're blessed, wanneer jy niks het nie. Wanneer jy besef dat alles wat ek het, ek is eintlik op die einde van my touwtjie. Ek is op die einde, as ek nie nou, hoeveel van ons het al gesê, hoeveel van julle het al gesê, ek het het al gesê, en ek so oortuig het, dat meestal volgelinge van Jesus dit sê, dat as nie vir die Here was nie, sou ek dit nie gehad het nie. As dit nie vir die Here was nie, sou ek nie hier gewees het nie. As dit nie vir die Here was nie, dan, ja, dis wat Peterson sê, as dit nie vir die Here is nie, is ek niks. You're blessed, jy's geseënd, jy kan 'n lewe van vreugde hê, wanneer jy besef, wanneer ek niks het nie, het ek alles. As ek niks het nie, wanneer ek besef, dat daar's niks meer wat ek in my lewe kan doen nie, dan is ek geseënd. Want dan lewe ek met die afhanklikheid, dan lewe ek met 'n besef, dat as die Here nie nou hier is nie, dan is dit verby.
You're blessed when you're at the end of your rope. Die lewe van 'n gelowige impliseer 'n diep afhanklikheid teenoor God. Dis wat ons definieer. Dis wat ons maak, ons lewe uit die hand van God uit. Ek staan baie keer in die week, praat ek en Chanel en ons, dis nou die een wat ek mee getroud is, vir meer as 20 jaar, of op pad 20 jaar toe, maar, en ons praat het oor die lewe, en ons besef, dat, hoe ons hier gekom het, hoe ons hierdie 20 jaar gemaak het, is net genade. Hoe ons, ek onthou vroeër, in die begin van ons jare, hoe ons 'n Datsun bakkie in die oggende moes, ek weet nie wat in die Afrikaans is nie, maar in Engels die starter, nee? So, hy het gebreek. En ons het nie geld gehad om reg te maak nie. So ons moes hom push start in die oggend. So sy moes aan haar hakskoene elke oggend, want sy kon ook nie bestuur nie, want sy is toch, ek het hom maar gekry, net toe sy klaar is met skool. En, so sy kon nie bestuur nie, so sy kon nie agter die stuur sit en die kar en rad kry nie, so sy moet stoot. Dan stoot sy met haar hakskoentjies in die oggend en dan kry ons daai bakkie en ons praat in die week het en besef, ja, dit is, hoe ons hier gekom het, is net genade. En hoe ons verder gaan, is net genade. Ons lewe met dit wat die Here vir ons doen. En dis wat geloof is. Geloof is 'n vertroue. Iemand het eendag gesê, ons vertrou nie God vir wat hy vir ons doen, of nie vir ons doen nie. Ons vertrou God vir wie hy is, al doen hy vir ons niks. Ek weet nie as jy al ooit daar was, maar ek is baie daar. Ek vertrou die Here vir wie hy is, al doen hy vir my niks, en dis taaf. Dis taaf om dit te kan sê. Maar geloof is om te weet, dat daar's iemand wat beter weet as ek. En dis die Here. En met daai diep afhanklikheid leef ons. As Paulus kom in Filippense 4, dan sê hy, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Dan dink ons, maar hoe kan jy altyd bly wees? Hy sê iets hierso, hy sê, wees altyd bly in die Here. Gaan nie oor bly wees oor alles, al gaan het, al loop het, gaan het skeef, nee, dis nie wees altyd bly in alles nie, dis wees altyd bly in die Here. Ek vertrou hom vir wie hy is. My dankbaarheid is in die Here. Wees bly in die Here. Paulus kom en dan sê hierdie goed, maar hy sê dit nie, hy leef dit. In Filippense 3 kom hy en dan sê, ek het my lewe vir die rekenkundiges hierso, ek het my lewe in 'n balans, in 'n T-rekening ingesit, nee, krediete en debiete, en ek het my lewe opgemeet teen mekaar. En as ek in my lewe kyk, dan het ek eintlik al alles bereik in my lewe. As ons oor Paulus praat, dan het Paulus dit gemaak. As jy praat van fariseer, hy was die beste. As jy praat oor die wet was nie vir my 'n probleem nie, ek het alles, nee. Alhoewel, ons weet dat die Bybel sê, en ons weet ook dat logies, dat niemand die wet kan onderhou nie, dis onmoontlik, nee. Hy sê, maar as dit by die wet kom, onberispelik. As dit by hierdie kom, ons weet dat meestal van die ouens wat in daai tyd, Jesus se disippels, net 6% van hulle was geskool gewees. Nee, die res was 94% naaste by omtrent was ongeskoold. Nee, Petrus, Jakobus, Johannes, Simon die Zeloot, ongeskoolde ouens. Paulus sê, as dit by skool kom, as dit by, ek was op die universiteit van akademie, ek het by die voete van Gamaliel gesit, alles, as ek moet roem oor myself, dan het ek baie om oor te roem. Hy sê, maar ek beskou alles as drek. Hierdie is niks seggend, want ek het my vertroue in die Here gesit. En as ek hierdie twee aan meet in mekaar, kan dit nie gemeet word in mekaar nie, want hierdie is by verre weg die beste. Dit is by verre weg die beste om my lewe in die Here se hand te sit.
alles prys te gee om in hom gevind te word en om hom te ken. Hy sê, om hom te ken is alles. As ons vanoggend sê, as volgelinge van Jesus, is een van die goed wat ons definieer 'n diep afhanklikheid teenoor God, dan sê ons ja. Sê ja, dit is so. En dis wat ons vanoggend wil hoor, miskien moet ons net hier afsluit en sê, diep afhanklikheid, gaan uit en gaan leef dit. Maar die teenoorgestelde van diep afhanklikheid teenoor God, is afhanklikheid teenoor myself. Hierso is die hekkie wat ons mee lewe. Is dat ons soms lewe met 'n diep, of nie diep nie, 'n afhanklikheid teenoor onsself, ons eie vermoëns, ons eie beheer, ons eie mag, ons eie lewe, as wat ons by mekaar gemaak het, as wat ek doen, ek het 'n vriend wat naby my is, en hy weet ek sê dit, maar hy sal sê, ek het hard gewerk hiervoor. En jy het. Maar moet dit nie dat dit word dat jy dink, dis net jy nie. Dis net jy nie. So hier is die groot hekkie van ons lewe, die teenoorgestelde van afhanklikheid is afhanklikheid wat gerig is op onsself. Dit wat ek kan doen, my vermoëns, my talente, my gawes, my beheer. Kan ons dit vir mekaar sê, dat jy is nie eintlik so beheer van jou lewe soos wat jy dink nie. Jy is nie eintlik seker oor enigiets in jou lewe nie. Kan ons dit vir mekaar sê? Kan ons vandag sê, dat jy is oor niks seker in hierdie lewe nie? Niks. Die ouens wat nou baie seker is oor die lewe, en baie beheer is van baie goed in jou lewe, jy sit nou 'n bietjie reg op, ek het julle gesien. Maar jy is oor niks seker in jou lewe nie. Jy is nie seker, gaan jy vandag hier uitstap nie. Jy is nie seker alweer nie. My seentjie is daar by die kinderkerk, by Kinderstad. Ek is nie seker as ek hom vandag gaan sien nie. Ek is seker as ek vandag veilig by die huis gaan wees nie. Ek is nie seker, gaan ek weer vandag, ek is seker oor niks in my lewe nie, niks. 0. Jy ook nie. Jy is seker oor niks behalwe God. Behalwe God. Die enigste een wat vas en onveranderlik in ons lewens is. Verder is alles gaan vergaan. Alles gaan verlore. Jou idees, jou wil, jou planne, alles is in die weegskaal dat dit dalk nie so kan wees nie. Maar ons hou vas in hierdie afhanklikheid teenoor onsself. Miskien nie hierdie gemeente nie, want ek het al soveel amazing goed gehoor van julle. Maar mense buite hierdie gemeente lewe met hierdie ek kan. Dis myne, dis my beheer, my wil, my goed, my vermoëns, my idees, jy kry dit al van kleins af, né? Nadat jy pappa gesê het, mamma, en ek dink in Pretoria blou bulle. As jy daai 3 gesê het, dan sê jy myne. Né? Van kleins af, myne. En van kleins af vat jy daai ding saam, dis myne. My goed. Ek kan doen. Hoeveel keer het jy al gehoor in jou lewe dat jy sê dit is my lewe, ek kan doen wat ek wil? Is dit jou lewe? Of is jou lewe Christus? Want dis wat ons as volgelinge van Jesus sê, ons lewe is Christus. Is dit jou lewe? Kan jy doen wat jy wil? Ja, jy kan seker. Dis iets van genade wanneer Paulus sê, alles is my geoorloof, ek kan eintlik enigiets doen wat ek wil. Maar as 'n besef van nuttig, van stig, van voordeel van ander, hy sê, as ek nou eet of drink of enigiets doen, ek doen alles tot verheerliking van God. Daar's hierdie bewustheid dat dit is my lewe, maar dit is nie my lewe nie. My lewe is groter as myself. As hierdie vlees teen gees. En dan sê die wyse Salomo, ons moet ietsie van Salomo sê.
wyse Salomo sê in Spreuke 3. Ek wil na die ou vertaling, hy sê, ken hom in al jou weë, en as jy baie gelyk maak, maar vers 5 sê hy, vertrou volkome op die Here. Vertrou volkome op die Here. Met alles wat jy is. Met alles wat jy doen. Alles wat jy het. Vertrou volkome. Sit alles op die spel, wanneer dit by die Here kom. Vertrou volkome op die Here. En, moenie op jou eie insig te staat maak nie. Moenie die twee verwar met mekaar nie. Moenie die twee gelyktydig probeer hardloop nie. Vertrou volkome. Sit alles op die Here. En moenie op jou eie insig te staat maak nie. Hy weet die beste. Kan ons vir mekaar sê, jy weet nie. Miskien is dit nie iets wat jy wil hoor nie. Die wat skryf, wil seker nie dit neerskryf nie. Dit is fyn. Maar jy weet nie die beste vir jou lewe nie. Jy doen nie. En dis hoekom Salomo kom en sê, vertrou volkome op die Here. En moet jou self, soos iemand wat sal sê, nee, ek vertrou my hart. Net my hart, ek weet wat die beste is, ek vertrou my hart. Bybel sê die hart is bedrieglik bo alle dinge, jy kan eintlik nie jou hart vertrou nie. Vertrou volkome op die Here. 'n lewe van vreugde, 'n lewe van diep tevredenheid, 'n gevoel van genoegsaamheid, gelukkigheid en seën, hang nie van jou af nie. Dit hang van 'n lewe binne Christus. Iemand het eendag gesê, in Christus is die pinkode van die Bybel. Die woorde, in Christus. Alles gebeur in Christus. Iemand het eendag gesê, jy ontdek nie jouself wanneer jy jouself soek nie. Jy ontdek jouself wanneer jy God soek. Ek gaan dit weer sê, jy ontdek nie jouself wanneer jy jouself soek nie. Jy ontdek jouself wanneer jy God soek. En dan kom Jesus in Lukas 9, en ek gaan weer die message parafrase aanhaal. Ek dink een van die eerste ouens wat as ek eendag, as die Here nou kom, en hy kom in die hemel, en vra, wie wil jy sien? Dan sê ek, kan ek net gou vir Eugene Peterson 'n paar vrae vra, né? Een van my favorite mense. Maar hy sê in Lukas 9, in die message parafrase, hy sê, anyone who intends to come with me has to let me lead. Ek kan nie die res van die teks nie, kan ek al die res van die teks sien? Anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat. As hierdie nou 'n charismatiese kerk was, ons hulle gesê, amen. You're not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering, embrace it. Follow me and I'll show you how. En dan sê, self-help is no help at all. Self-sacrifice, om my lewe weg te gee. Self-sacrifice is the way, my way to finding yourself, your true self. Jy ontdek nie jouself wanneer jy God soek. What good would it do to get everything you want and lose you, the real you? Anyone who intends to come with me has to let me lead. Is amper hierdie, as Jesus die Onse Vader vir sy disippels leer, dan sê hy, Onse Vader wat in die hemel is, jy moet so bid, Onse Vader wat in die hemel is, dan sê hy, laat u koninkryk kom, en dit bid ons, laat u koninkryk kom, vertrou volkome op die Here, nee, diep afhanklikheid teenoor die Here, ons, laat u koninkryk kom, dis wat ons bid, laat u wil geskied. Maar ek dink dat elke keer wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, moet ons bid, laat my koninkryk gaan. Want ek kan nie twee goed op een slag lees.
Dis of God se koninkryk in my lewe, of my koninkryk. Maar gaan nie 2 konings op 'n, ek weet nie as jy al van 'n koninkryk gehoor het met 2 konings nie. Laat u koninkryk kom. Laat my koninkryk gaan. Self-sacrifice is the way. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way. So ons uitnodiging, hoe kom ons by 'n lewe van vreugde? Hoe kom ons by 'n lewe van diep afhanklikheid teenoor die Here? Hoe vertrou ons volkome op die Here? Hoe doen ons dit? Want ons wil hier uitgaan en ons wil iets gaan doen. Want dis wat kerk is, nee. Kerk is nie inkom nie, kerk is uitgaan. So, ons is eers kerk wanneer ons vandag uitstap hier. As ons uitstap, hoe doen ons dit? So ons uitnodiging is om oor te gee. Laat u koninkryk kom. Laat my koninkryk gaan. Om oor te gee, surrender. Jesus sê in Johannes 15, hy sê, bly in my. Bly in my. Dit is amper, kyk vir my. Bly in my. Moenie weg, dit is iemand wat nou seer gekry het, of wil flou val, of hy sê, nee, bly net met my, kyk vir my, bly by my. Jesus sê, bly by my. Bly in my soos wat ek en julle is. Want jy kan niks doen sonder my nie. Dis groot woorde. Bly by my. Soos ek en julle. Jy kan niks sonder my doen nie. Jy het my nodig. En jy het my nodig soos ek is in beheer en ek is verhewe bo jou en dit is, ons het 'n al vir Here en hy is verhewe bo ons, maar dis nie die uitnodiging is bly by my sodat ek en soos ek en julle, jy kan niks doen nie en dit is awesome dat jy niks kan doen nie. Dit is lekker, ek het jou gemaak sodat ek en jy saam kan wees. Ons is compatible. Jy en die Here is compatible. Daar's niks meer compatible tot jou as die Here nie. Hy sê bly by dit. Bly by dit. Geseënd is jy, gelukkig is jy as jy 'n lewe van vreugde het. Wanneer jy stuur, die driver stuur en die seat vir die Here gee. You're not in the driver's seat. Die Here is. Laat my dink aan daai tannie wat ook getuig een Sondag. Ek weet nie as dit hierso was nie, maar sy getuig een Sondag van hoe goed die Here vir haar is. Sy was in 'n karongeluk en alles en sy sê, jy weet, ek het net op 'n stadium gekom waar ek vir die Here sê, vat u die stuur. Sy sê, en toe rol die Here daai volla 3 keer. Wat jy not in 'n driver's seat en as die Here daai volla 3 keer rol of nie, Here, ek gee my lewe oor vir wie U is. Ek sluit af. Romeine 12 vers 2. En as ek dink aan my eie lewe en wat ek nie in beheer is nie en dat ek moet oorgee, dat ek moet surrender, dat ek 'n stap moet vat om hierdie diep afhanklikheid net te doen. Jakobus skryf aan sy geloof het 'n aksie. Geloof sonder dade is so daar moet 'n daad is. Wat doen ek? Hoe doen ek? Hoe gee ek oor? Dan kom Paulus in Romeine 12 vers 2 weer die message parafrase. Hy sê take your everyday ordinary life. Take your everyday ordinary life. Hy begin so. Hy sê here's what I want you to do. So here's what I want you to do. En jy kan dit nie alleen doen nie. God helping you. Take your everyday ordinary life. Your sleeping, eating, going to work and walking around life. And place it before God as an offering. Vat jou lewe, jou elke dag opstaan en gaan slaap, jou werk, alles tussenin, alles wat jou lewe, dink aan jou lewe vir 'n oomblik. Wat is dit wat in my lewe aangaan? Hoe lyk dit binne die koninkryk van God? Dit is nie 'n veroordelend nie. Ons is nie die kerk om mekaar te veroordeel of te belas nie. Dis nie waar ons is nie. Ons is hier as 'n liggaam om mekaar te ondersteun, mekaar te help om die lewe wat ons saam met Jesus lewe beter te doen. Want Jesus maak ons lewe beter en maak ons beter met die lewe. En ons is hier om iets van Jesus uit te leef
onder mekaar en saam met mekaar. En hy sê, hier's wat ek wil hê julle moet doen. Vat julle elke dag lewe, julle opstaan en gaan slaap, julle rondloop lewe, julle werk toe gaan lewe, en sit dit voor die Here neer, as 'n offer. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Ek hoor vanoggend daar by kinders dat hulle doen inside out. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. God brings the best out of you. Jy weet nie die beste vir jouself nie, maar daar is iemand wat die beste weet vir jou. En dis die oorgee. Dis 'n proses. Dit gebeur nie instant nie. Hier's nie 'n resep nie. Jy kan nie hierdie notas vat of die Bybel vat en net deurlees en nou het jy dit nie. Nou gaan jy uit en alles werk uit nie. Nee, dit is nie so nie. Paulus kom in 'n ander gedeelte ook en sê ons word al hoe meer verander om dit te word wat God ons gemaak het om te wees. Dis 'n proses. Ek word elke dag 'n bietjie meer soos Jesus. Maar sy oorgee. Laat U koninkryk kom. Laat my koninkryk gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir U genade. Dankie dat ons onder U met U en onder U genade kan lewe. Dankie wanneer ons net besef dat 'n lewe van vreugde, 'n lewe wat sin maak, 'n lewe van geluk en van goedheid en 'n lewe van geseën begin by U. Begin by 'n diep afhanklikheid teenoor U en wie U is. Help ons, want ons sukkel soms, ek sukkel soms om myself neer te lê. Ek sukkel soms om van myself weg te draai. Bid Here dat U my sal lei om soos 'n Paulus om te draai en sê om U te ken, om in U te leef is alles. Is alles. Help ons om oor te gee, om U koninkryk in ons lewens te laat kom. U wil in ons lewens te laat geskied. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.